Hy kan nie eers deesdae, nog steeds na hoeveel jare, by 'n winkel instap en sonder dat mense hom nie herken nie. Dan wil hulle almal met Tiaan foto's neem. Is dit nie vir jou vreemd dat hoeveel jaar is dit nou al? 30 jaar. Amper 30 jaar, nee. 2000 het ons begin, ja. En jy sê dit het in COVID gebeur, gemasker en als, en mense herken jou nog steeds. Ja, ons het vir 13 jaar in Amerika gewoon en ek kom toe terug. Ek dink dit was omtrent so 2018 geweest, maar COVID, masker aan, cap op. Tiaan, is dit jy? So, ja. Ja, maar hoe laat dit jou voel dat mense jou na al die tyd nog nie vergeet het nie? En tog het jy soveel nuwe dinge al gedoen in jou loopbaan, maar hulle klou vas aan Tiaan. Dit wys seker hoe diep die karakter in mense se harte gekruip het. Ja, ek dink Semlaan was op 'n tydperk geweest in Suid-Afrika, jy weet, se geskiedenis waar mense het gevra wie is ons gemeenskap. Jy weet, en ek dink vir swart kykers, vir bruin kykers, wit kykers wat Afrikaans praat, het hulle gesê wie is ons gemeenskap, wie represent ons, en ek dink Semlaan het daai gap toe gevul. So ek dink dit het diep in mense se geheue gebly, want dit was wat hulle noem 'n cultural event geweest. Ja. Dit is net jy weet, dit was unusual geweest. En die ander ding ook, daar was nie sosiale media geweest toe ons op Semlaan was nie. En ek dink ook, jy weet, almal was gefokus op Semlaan. Ons het 'n paar miljoen kykers 'n aand gehad, jy weet, so. Ons het soos familie geword. Ja, dit het vir mense so oorgekom. Jy het soveel goed in jou lewe al gedoen, baie hoede gedra, bekom geswat, rugby gespeel in Frankryk en toe ook nou nog akteur geword. Hoe het jy gekronkel deur al hierdie stasies? Sure, ek dink die rugby ding het gekom want ek het baie goed geraak met pool by die kafeteria by my universiteit. So dis vir my. Van die pad. Ja. Nee, ek het toe eventually teruggegaan waar sy toe, maar ek het Mark Andrews was op skool gewees saam met my. En hy was in Frankryk en hy het 'n baie lekker jol gehad. Toe sê ek vir hom, luister, Jom, rugby lyk goed, was nie so goed nie. Toe sê daar's 2 klubs wat bereid is om jou, jy weet, 'n kontrak aan te bied en toe vat ek een met die beste, jy weet, deel. So dis hoe ek in Frankryk opgeëindig het. Akteur wees, dit was nogal in my bloed gewees, lank terug. Ek dink my oupa was een van die eerste Afrikaanse stemme op radio gewees in Suid-Afrika. So daar's nogal 'n kreatiewe edge. My niggie Lauren Bekes is 'n skrywer, jy weet, so daar's 'n bietjie kunste. Jou ma was 'n danser? Ja, sy was 'n dansonderwyser gewees en ook 'n danser en sy het klere ontwerp, mens ek goed. So ja, die kunste speel maar 'n rol in ons familie. En ek hou van storie vertel. En 1993 was ek in Londen, ek het daar gewoon en geswat. En toe kom soek hulle extras vir 'n fliek met 'n naam van Backbeat. Dit was Steven Dorff is nog die ster gewees van die movie en toe sê ek 'n extra op hierdie fliek en ek het dit absoluut gelove. Ek het die hele plek, ek het dit nie gelove, dit is in my bloed, jy weet, en toe van daar af toe skiet ek advertensies en sulke goed. Maar ek wil jou oor die advertensies vra, want die een ding wat jou agente oor jou gesê het is jy het net hierdie werk so maklik gekry en hulle het nie verstaan hoe jy dit reg kry nie. Maar dit was omdat jy net so vinnig met ek weet jy met mense connect. Wat was dit? Ek dink jy weet wat ek vir my want ek dink dit is my tweede audisie te kry 'n wêreldwye kampanje vir Mentos, ja. En toe sê my agent vir my, "Wat het jy gedoen?" Toe sê ek vir hulle, "Ek dink dis wat my in die moeilikheid gekry het op skool, hierdie persoonlikheid." Ja. Ek weet nie, ek dink ek lees op kamera. Ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar ek weet ek het die job gekry en 'n maand later te kry ek 'n sneakers advertensie, selfe ding wêreldwyd. Dis basies wat vir Varsity betaal het in my vrou se verloofring en sulke goed. So net vinnig The Bang Bang Club, baie bekende boek, en dan Faith Like Potatoes. Dis groot stories wat jy vertel het. Ja. Wat het daarvan vir jou uitgestaan? Wel, as akteur wat vir my uitgestaan het is moenie probeer soos Angus wees nie. Maar probeer Angus se hart kry en dan doen dit soos jy dit sou gedoen het. En dieselfde met Ken Oosterbroek. Ek het nie vir Ken probeer wees nie. Maar jy weet die regte klere, die regte make-up en goeders het gehelp, maar wees net authentic, want ek dink mense kan dit sien. Maar in jou hart is jy tog half 'n vertaler van emosies en stories. Jy probeer nie daai persoon wees nie, maar jy probeer vertaal wat in sy siege dalk aangegaan het en dit lees baie goed op kamera. Ja, ek dink so. Ek dink dit werk. Ek dink wat 'n kunstenaar moet doen is jy moet iets wat onsigbaar is vat. En jy moet jou verbeelding gebruik en dan moet jy iets sigbaar maak wat iemand anders kan verstaan. So ek sê baie kere ek dink nie aan hoe ek voel wanneer ek voor die kamera is nie. Ek dink aan hoe gaan iemand voel as hulle daarna kyk. En dis wat vir my belangrik is. En ek dink veral as dit kom by iemand soos Angus of selfs soos Hansie of met Ken Oosterbroek. Hoe raak iemand se hart aan? Want dis waar mense, jy weet, as jy hulle hart aanraak, dan gaan hulle nie aan goeders dink nie. Dan dink hulle net aan daai storie en dis wat vir my belangrik is as ek voorberei. Ek gesels verder met Frank Rautenbach. Amerika. Yes.
Ons het al met 'n hele paar akteurs gesels hier op die bank wat 'n stint in Amerika gaan doen. Jy en jou vrou was nou 13 jaar daar. Ja. Ek kan nie dink dat jy sommer net daar ingestap het in 'n rol nie. Wat het jy gedoen? Nee, glad nie. Nee, ek sê vir mense altyd jy begin met onmoontlik en dan vat jy hom van daar af. Ja. En ja, so my eerste 5 jaar sou ek sê in Amerika het ek 'n agent gehad, maar dit is baie moeilik. Jy weet ek sê dis die wêreldbeker van acting. Ja. Want mense sal dink daar's mense van Australië en Engeland, daarso miskien Suid-Afrika. Daar's mense van Pakistan en Kazakhstan, almal gaan soontoe om dit te En almal het dieselfde droom. om dit te gaan maak, ja. En LA is 'n baie moeilike stad en is 'n baie weird stad want elke maand is daar seker 120,000 mense wat daar aankom, letterlik, met hulle grootste droom. En ons op dieselfde tyd 120,000 mense wat of homeless gaan of weggaan. Want hulle drome is gebreek en hulle het nie meer geld oor nie. So daai maalkolk gebeur die hele tyd. So die persoonlikheid van LA verander die hele tyd. Ek sê altyd so New York, jy weet daar's 'n baie sterk identiteit, dis finansiëel, Boston is education, LA is the arts, maar die persoonlikheid van die stad verander die hele tyd, van die mense verander die hele tyd. En jy het ook verskillende goed daar gedoen. Ek weet jy as 'n taxi-bestuurder, jy het Dis 'n opsigter gewees, ek het geact. Ja, alles gedoen. Maar hoe het jy vir so lank aan die onmoontlike droom vasgehou? Hoekom het jy so lank daar gebly? 13 jaar is 'n lang tyd. Hulle sê akteurs, jy weet, retire nooit nie, is net die foonoproepe wat stop. So die ding is, ek het nog nooit aan myself gedink nie as akteur nie. Jy weet, want ek dink wat mense verwar is dat om akteur te wees is net wat jy voor die kamera doen nie. Dis die audisies doen, dit is die acting klasse bywoon, dit is gym toe gaan, dit is daai hele pakket. So terwyl jy daai goed is nog doen, voel jy nog steeds jy's in die game. Ja. En wat vir my goed was, ek was represented deur William Morris Endeavour, is die grootste agente in die wêreld, amazing mense wat my verteenwoordig het. En met hulle is dit jy 3 agente, jy 3 managers, jy weet dis nog 'n hektiese storie, ja. En toe was daar die interessante situasie dat jy in Suid-Afrika 'n reeks kom skiet het wat wêreldwyd uitgesaai is. Met dit is 'n Ja, Warrior. Ja, dit was 'n Amerikaanse reeks gewees en wat weird is, dis my eerste Amerikaanse reeks gewees. En ek het dit in die Kaap geskiet. Ja. Terwyl jy eintlik in Amerika gebly het. Maar dit was amazing geweest. 'n Great ervaring, 2 seisoene van dit gedoen. En ek het onlangs weer 'n oproep gekry uit Amerika uit, want Summertime, die show wat ons gedoen het, speel nou in Amerika. Sure. En toe het die agentskap van so af gebel en sê net hoekom het Frank nie nou verteenwoordiging in Amerika nie. So daai deur is nou weer oop. So ons sal sien wat gebeur. Want ek wil jou nou vra oor die terugkeer na Suid-Afrika toe. Was daar ooit 'n oomblik dat jy gedink het, miskien moes ons nog bietjie langer daar uitgehou het, of dink jy die Suid-Afrikaanse draai is die ding wat die hupstoot gegee het dat die deur in Amerika nou weer oopgegaan het? Ja. Ons timings by default ongelooflik geweest, want COVID was omtrent 'n jaar en 'n half na ons daar weg is het COVID gebeur en hulle het in 'n nagmerrie omskep. Ek en my vrou is albei Amerikaanse burgers, so dis vir ons om dit ewe waar ons bly. En terwyl COVID gebeur het goeie so verander met Zoom en regisseurs wat jou oor Zoom sal audition, jy weet, dis so maklik, jy rekord nou alles op 'n foon, jy stuur dit binne sekondes sien hulle wat daar aangaan. So die wêreld het net baie kleiner geword. En nee, ek het dit glad nie regret nie, want toe ek hier aankom het ek net begin werk en ek het nog nie opgehou nie. So jy weet, dis goed. Die Suid-Afrikaanse publiek is heel duidelik baie bly om vir Tiaan terug te hê op die strate. Baie dankie dat ek met jou kon gesels. Ek het nou net met Tiaan gesels en nou is hy ook nou. Hoe mooi is dit? Dis 'n sirkel. Dis 'n groot wat voltooi is van nou. Frank, ek wil hom nou ook net vir jou noem. Ek het toe my jeug nog pril was. Toe ek dan aan die koshuis was een van ons seremonies of een van ons daaglikse aktiwiteite, want kyk, jy het mos baie tyd as 'n student, het ons 7de Laan gekyk. So jy diep spore by my ook geloop. En nou lyk jy nou nog goed op die ouderdom ook, so dis vir my bietjie, dit maak my so bietjie kwaad en jaloers. Maar nietemin, dit is my lekker om jy te hê. Van 7de Laan af dwars deur nou tot by 'n nuwe reeks wat en dit lyk vir my baie interessant, beter as gister. Op kyk net. Vertel my net bietjie daarvan. Beter as gister is gaan oor 4 families en daar's 4 uiteenlopende families en daar's 4 paas
in obviously in hierdie families en dis waar die storie op fokus is van die pa se perspektief af. Waarvan jy nou 'n hunpa is, Ja, wat 'n ek speel 'n pa, sakeman. ja, ek speel die nice te hou. Uiteraard, hulle kon nie Bernard Creer is nie nice te hou nie. Ja, so dis Niels van Jaarsveld speel ook een van die paas, Marco en dan Edwin van der Walt en dan Elton Landry speel een van die paas. En ek dink wat dit vir my opgewonde maak is dit gaan oor die paas. En ek sê altyd as jy 'n interessante braai wil hê, nooi 10 van jou chomme. Ja. En dan sit jy nou om die braai en sê, "Oké, vertel ons van jou pa." Ja. Ja. Dit gaan 'n baie interessante braai wees. So gaan dit so 'n bietjie oor daai rol van 'n pa ook in die samelewing of soek dit so 'n bietjie daai tema. Ja, dit gaan oor die rol van 'n pa, maar dit gaan oor die rol van verskillende paas. Jy weet, dis almal is nie dieselfde pa nie. En ek dink veral my karakter ja, my karakter is interessant want is nie 'n maklike verhouding wat hy met sy seun het nie. En ek en my pa self, ek het geskryf oor in my boek The Vagabond, ons het nie 'n maklike verhouding gehad nie. So vir my was dit 'n baie interessante karakter om te explore en uit te beeld, want ek dink, jy weet, ek het al pa en seun aan bygewoon waar ek die spreker is en so aan. Elke keer wat ek al oor gepraat het ek een of ander ou wat miskien 60, selfs 70 jaar oud is, wat nat tranies op my skouer huil, want jy weet, in 60 jaar het hy nog nie gepraat daaroor nie. Sure. Jy weet, so dis nogal, ja, is diep stories. Ek dink die reaksie wat ons kry van kykers ook af is sê, joh, daar's lesse om te leer in hierdie show. Is dit 'n ding, jy noem nou jy pa en seun aan en so, is dit in jou opinie 'n ding wat 'n belangrike rol moet speel? 'n Pa is tog, en ek bedoel, ons kyk na 'n generasie voor ons miskien dan nou, waar hulle was 'n bietjie meer die stil helde waarskynlik geweest, het maar net opgestaan elke dag. Dit is dalk, is dit vandag miskien makliker? Jy weet nou hierdie dinge sien reg oor die land, daai pa-seun verhouding. Dit moet tog 'n bietjie van 'n anker wees in 'n samelewing, is 'n pa, want hy is tog die ruggraat. Ja, ek dink die ding wat moeilik is mans vind dit nog steeds moeilik om te gesels oor goeders wat veral seer maak. Ja. Jy weet, en die ding is, as jy seer gekry het toe jy 2 of 3 jaar oud was, nou is jy 50, 60, 40, 30, en jy's baie confident oor alles. Jy weet, jy het al jou selfvertroue in die wêreld, maar as daai wond daarso geraak word, dan is jy weer 5 van voor af. Dis 'n seentjie. En dan verloor jy al jou confidence in sulke goeders. En ek dink daar's 'n sending wat ek gehoor het, 'n psychiatrist het eendag gesê, what you don't repair, you repeat. As jy nie herstel nie, gaan jy dit herhaal. Ja. Dis nou maar 'n feit soos ek kon. En dit word waarskynlik oorgedra aan 'n volgende generasie ook nie waar nie. Ek onthou my pa toe op skool was in 1958, lang tyd terug. As hy 16 jaar oud, hy's gesê hy moet 'n ouetjie merk op die veld. Nou my pa was jonk in matriek gewees, hy was 16 en die ouetjie was 'n postmatriek gewees, 19, maar hy was 'n groot deurhou gewees. My pa het die tackle gemis, hy 6 geslaan. Tackle weer gemis, nog 6. Hy's nader aan 18 houe geslaan. Yes. En wat ek altyd vir mense sê by die ding is, toe daai ou my pa geslaan het hy my geslaan. Ja. Want toe my pa in daai posisie kom, wel, dis die taal wat hy verstaan het. Sure. What you don't repair, you repeat. Ja, so ek het 'n lang pad geloop om daai goeders te verwerk en jy weet, te own. Ja. Maar het ek 'n storie om te vertel en hopelik help ek ander ouens. Ja, en miskien is dit waar vrouens dalk sterker is as ons, want hulle kan oor daai goeders dalk oor die algemeen 'n bietjie makliker praat, maar dit is belangrik dat ons ook daaroor praat. Ja, for sure. En ek dink veral, jy weet, met beter as gister, jy weet, as ek nou kyk tussen die verhouding tussen die Bernard en Reinhard sy seun, jy weet, hulle praat verby mekaar. Ja. So Ek wil jou tog vra, want jy speel ook saam met 'n klomp jong talente in hierdie. En ek het verlede week vir Anna Martie selfe gevra. As jy kyk na die jonger generasie van akteurs. Jy weet nou nog die voorreg het om saam met hulle in hierdie nuwe generasie. Dink jy die filmbedryf in Suid-Afrika en daai tipe wêreld waarin jy jouself bevind, is dit gesond? Is dit op 'n goeie plek? Beweeg dit op 'n goeie manier vorentoe? Ek dink so. Ek meen, jy weet, vir al die uitdagings wat ons het, jy weet, dis 'n baie moeilike industrie. En ons het nou nie tyd om daaraan te gaan hoekom dit moeilik is nie, maar dit is 'n moeilike industrie. Vir al die uitdagings wat ons het, is daar nog steeds hierdie kreatiewe mense wat bloed en sweet gee om amazing stories te vertel. En vir al die jong akteurs, ek moet sê Sebastian van die Kerk wat my seun speel in hierdie storie. Ek raak sommer tranerig as ek aan hom dink, want hy's so 'n beautiful kind en hy het so amazing talent. En hy het soveel gegee, jy weet, so vir my dit is net amazing saam met hom. Lekker om dit te sien. Onsigbaar.
Dit lyk stout. Yes, Ja. Ek bedoel, dis Dion Meyer, Invisible. Vertel ons bietjie meer, net ek, vir die wat nou nog hierdie boek gelees het, die sommer net bietjie oor Invisible. Ja, Invisible, dis gebaseer op Blood Safari, soos ek dit reg verstaan. En Tim Tron speel een van die hoofrolle, saam met Abby Cornish, wat jy weet uit Amerika het, en Doug Ray Scott. Ek speel Abby Cornish se broer in die storie. Okay. Dis 'n amazing hoe dan 'n tipe storie, jy weet, baie intriges en so aan. My karakter kom 'n bietjie later in die storie in, maar hy maak sy verskyning in die eerste episode, maar net as 'n stem. En dis wat Abby se storie heeltemal trigger en sy kom Suid-Afrika toe. Yes. En dan is Tim se karakter die ou wat haar help om hierdie broer te gaan opspoor en eventually te kry. Maar soos die storie ontvou, ek dink is oor 6 episodes, vind jy elke episode nog 'n stukkie van die legkaart wat die storie meer, jy weet, duidelikheid gee. Soos 'n classic Dion Meyer boek. Ek bedoel wat Kan hom nie neersit nie. Ja. Nee, en ek glo ook die reeks sal dieselfde tipe van reaksie hê. Ja. Jy en Charlene het nou vinnig ook oor gesels. Daar's nog steeds rolle wat op Amerikaanse bodem gebeur. Is daar iets nou in die pipeline of is daar iets waarmee jy tans besig is wat states related Amerikaans FSA gebaseer? Die states related ding is Invisible, want ITV Studios in Engeland is die mense wat die ding gecommission het en hulle gaan dit, jy weet, reg oor die wêreld distribute. Maar die interessante is Summertide, die show wat ons gemaak het vir Mnet. Ja. Dis verkoop aan Acorn TV en hulle is 'n distributeur en hulle het dit versprei in Amerika en dis nou te sien op Hulu ook in Amerika. En wat gebeur het is so 'n paar maande gelede kry ek 'n oproep uit Amerika uit wat sê luister, ons sing hierdie show in Amerika, ons love it. Jy speel die hoofrol en ons sing jy het nie jy weet representatives in Amerika nie. En so toe reik hulle uit en nou het ek weer jy weet verteenwoordiging in Amerika. So ja, ek's baie excited daaroor en ons sien wat gebeur. Vertel my van Angel in the Rubble. Angel in the Rubble. O ja, ek het heeltemal vergeet daarvan. Dis 'n movie oor 9/11. Ja, en waar die movie basis gaan is die laaste persoon, een van die enigste mense wat gered is uit daai 9/11 uit. Wow. Ja, so ja, ek speel 'n polisieman of jy weet 'n ou met 'n K9, met 'n hond. En dis my hond wat hierdie persoon vind. Ja, so I had to go back to my American accent. It was real easy, so no problem there. Sommer net so. Right on. Daai Ja, is my hond, ja, Tracker. 'n tracker om daar en ek het die voorreg gehad om ook daar kort na 9/11 daar te wees en daai hele die gevoel daar bly maar en ek bedoel nog jare daarna dit bly maar vir die Amerikaners se groot ding en dit is ook reg so want dit was natuurlik 'n groot gebeurtenis. Ek wil jou vra, die hele bedryf in Amerika, natuurlik is die filmbedryf dit is die bastion van die filmbedryf. Is natuurlik LA en daai. Maar in terme van kom ons noem dit werksetiek, talent, die dinge wat dalk regtig saak maak vir 'n akteur. Enigiemand lyk dit dieselfde. Hier, soos jy nou genoem het, jy gaan vir audisies in weet afhangende hoe jou dag lyk. Jy moet nog steeds elke dag daai ure insit. Is die beginsel bly tog sekerlik dieselfde? Is dit dalk net die skaal wat verskil? Ja, die skaal wat verskil for sure. Jy weet, soos ek sê altyd die voorbeeld wat ek gebruik is in Amerika as jy op die internet gaan en jy sê ek soek 'n Ford Explorer silver 2010 model. Dan gaan daar 500 oppop, hulle gaan almal dieselfde lyk, hulle gaan almal dieselfde prys wees. Nou, wat sien jy gaan jy koop? Oor die een wat jy ken die oom van daai ou wat daai ou ken. Dis die een wat jy gaan koop. Nou, as akteur, hoe onderskei jy jouself van die ander mense? Want almal het 'n look, almal het 'n talent, right? Maar nie almal het 'n stem nie. Die manier jy jou stem kry as 'n kunstenaar, is jy gaan betaal 'n prys, jy gaan loop 'n pad. Jy gaan lewe 'n bietjie. En as jy terugkom met jy iets om te sê. Sure. Iets uniek om te sê. En dit is metafories nou. Exactly. En dit is exactly. En dit is wat jou onderskei tussen die ander mense want jy dink ek sê altyd hoekom is 'n komediant snaaks? Want hy vertel jou 'n storie van iets wat jy baie goed ken soos ete om die tafel. Maar hy doen dit van 'n angle af wat jy nog nooit gesien het nie. Wow. Of wat jy nog nooit consider het nie. En dis dieselfde ding met 'n akteur, jy weet, jy kry daai skrip. Almal kry dieselfde skrip. Maar nie almal kan terugkom met daai selfde woorde vir die persoon gee nie, want dis hulle werk. Ja. Maar wat is jou werk? Jou werk is om daai woorde te vat en vir hulle op 'n manier te sê wat hulle nog nie aan gedink het nie. En dit is bloody harde werk. Dis al wat dit vat en dit lewe ervaring. Jy weet, gaan lewe 'n bietjie. Is jy natuurlik 'n ander akteur want is dit vanweë jou lewenservaring? Is dit vanweë die lewe wat jy geleef het tot nou toe wat jy vandag daai andersheid kan bring? Daai en natuurlik is daar 'n verhoudingselement ook altyd in hierdie mix.
Ja, ek dink die manier, jy weet, toe ek jonger was, het dit gegaan oor, jy weet, wil jy famous wees en hou mense van wat ek doen en daai tipe ding. Nou is dit nie meer dit nie. Nou is dit meer ek dink aan die gehoor en ek dink aan hoe voel hulle as jy hierna kyk. Mors ek hulle tyd. Sure. Jy dink meer aan ander mense as wat jy jouself dink. Jy weet jy het 'n talent, maar waarvoor is daai talent? Is dit om jou te vereer of is dit om daai mense bang vir hulle bak te gee? Wow. En dit maak 'n massive verskil in die manier hoe jy speel. Jy weet, en dieselfde met die ander akteur op stel. Jy weet, hoe dien ek hom of haar? Wow. Jy weet, as ek opdag op jy weet, jy moet nie jou woorde ken nie. Of course moet jy jou woorde ken. En nie net jou woorde. Dis die basiese goedjie. Ja, dis die basic goed. Jy moet 'n performance bring. Jy moet vir hulle iets doen wat 'n performance uit hulle uittrek. Ja. Verstaan jy? En dan obviously gaan almal happy wees op daai stadium. Ja. Hierdie keer gaan ek jou regtig los vir Dawie. Uiteindelik my beurte moet ons gaste gesels. Weet jy, ek meen, dan kry al minder en minder beurte met die. Hulle werk my so geleidelik uit hierso. Werk jy uit? Hulle werk my uit hierso. Ek wil tog met jou gesels oor jou vrou. Hoe lank is julle nou getroud? Net so oor die 30 jaar. Ja. 30.000 jaar sê jy. Ja, 30.000 jaar. Ja, ons het 'n hele paar myle op die klok, ja. Wat maak sy? Wat doen sy? My vrou het begin in advertensiewêreld. Sy was by Saatchi & Saatchi en sy het lank gewerk by Reader's Digest. Maar sy is een van die mense wat enige probleem kan oplos. Op die oomblik consult sy vir companies oor hulle bemarking, sy consult hulle websites, al sulke goed. Dus jy kan sien ek is lucky. Ek weet nie hoe kry sy het 'n bed verloor en ek was die prys. So dit is hoe dit gebeur. So wat dan moet tog 30 as jy nou 30 jaar getroud is dan moet tog 'n geheim wees. Wat is die geheim vir daai? Well, soos Jeff Foxworthy gesê het, the secret to a long marriage is don't die and don't leave. Even for the rest you just got to figure it out. Ja. Nee, ek dink die ding wat jy later aan leer, is ja, ag maar just call a spade. Ek dink wanneer jy trou is dis 'n oefening in hoe om nie selfsugtig te wees nie. Dis basies, jy weet, ek dink wat ek geleer het oor die 30 jaar van trou is hoe om minder selfsugtig te wees en uit te kyk van 'n ander persoon. As hulle daai selfde dans doen met jou, is daar iets wat kom wat mense noem liefde en dis 'n liefde wat 'n keuse is. Dis nie so seer 'n gevoel nie. Ja. Gevoelens kom na dit. So jy het ook uiteindelik geleer om onderdanig te wees. Dit is ook 'n baie belangrike. Exactly. Ek het geleer ek is die kop, maar sy is die nek. Jy weet soos hulle gesê het in my Big Fat Greek Wedding. Sy draai die kop waar sy wil gaan, ja. Ek wil jou gesels oor jou boek. Jy het dan 'n verwys vanaand na jou boek. Ja, die boek se naam is The Vagabond, Is Your Life Worth Living? Dis 'n boek is 'n memoir. En die naam The Vagabond is die naam van 'n yacht wat ek op verlore was, 'n seiljag. Toe ek 17 jaar oud was, vir 3 dae saam met 2 chomme. 2 massiewe storms. Ek het in Londen groot geword. So dit gebeur tussen ons Londen en Port Alfred. Was ons gone vir 3 dae. En het ons op die Sondag gekry, ons is weg op die Vrydag. Sure. 2 massiewe storms, glad nie, dit was 'n mooi dag geweest toe ons gegaan het en ja, jy weet, dis wat gebeur het, maar die ding wat mense sal uitvind in die boek is op dieselfde tyd my pa het 'n hartaanval gehad. Hy was 48 daai stadium, ek was 17. En jy weet, hy was in 'n hospitaal gewees in Bloemfontein en ek het nooit van my ouers gesien nie. 26 jaar later het ek uitgevind die oom wat die kaptein was van die boot was onderwyser geweest wat convicted pedofiel was. Hy moes nooit minors op die boot saam toe gehad het nie. So die idee van die boek is baie keer doen jy stupid goeters en dan kom storms in jou lewe in. Maar daai storms, die goed wat jy so haat, is presies die ding wat jou beskerm van die grootste storm wat in jou boot is wat jy nie eens van weet nie. Want dis al wat daai oom probeer doen, dit is om die boot te red. En dit is hoekom hulle jou baie keer vra om hierdie motiveringstoesprake te hou. Reeds. Ja, daar's 'n staaltjie want ek dink dieselfde ding het gebeur toe ek in Los Angeles gewoon het. Ek was ook in 'n spul storms daar, maar daar was 'n groter gevaar in my eie hart as wat daar was in die storms wat om my is. Want baie keer vinnige ding. Paulus sê altyd hy bid altyd dat jy God se liefde moet ken. Hy bid nie dat jou circumstances moet verander nie. Dankie dat jy vandag by ons 'n draai gemaak. Dink daaraan.